Okay, so begin 'n vakansievideo alweer. Weer eens. Met 'n koffie in die hand. Ons is in die parking lot. Hier's Trixie hier agter ons, dis haar naam. Sy's gepak, sy's ready. Ons is ready. Dis 20 minute voor 6 die aand, Vrydag aand. En ons gaan nou ry na ons eerste slaapplek toe wat so 2 ure en 20 minute weg is. So kom ons spring in die kar. Ons is by 'n eetplek. Dis soos 'n takeaway plek. Wendy's. Dis amper soos McDonald's. Ons is seker so 15-20 minute van die plekkie af. Dis nou 8:00 die aand. So ons gaan gou aandete kry hierso by Wendy's en dan verder ry. Daar is die Wendy's sign. Of hierso. Ons is in Simcoe sê hy. Dis die dorpie plekkie se naam. Daar's ook 'n Ginzo's Pizza of Gino's. En ons het pasta. Nee, 'n pasta Ja? dan onthou, ja. Wat daar, se Boston Pizza. Daar. Ons gaan nou hier check hierdie speelplek. Okay, dis aandete. Chicken burger, beef burger, Maar ons haal die duiwelsvrug af. Niks duiwelsvrug verwarring nie. chippies en ons cheat drinks, even though ons op ons no sugar naweek is. So daar's 'n peach coke en hierdie se vanilla frosty. Combi nice. Okay, ons is hier. Dis donker, obviously. Dis soos amper 10:00 die aand. So ek kan nie veel vir julle wys nie. Maar ek sal gou die kamera omdraai. Die dam of die kanaal is net hier agter ons. Dis nie regtig soos 'n rivier of enigiets nie, maar dis soos 'n kanaal. Dis 'n baie soos weet nie. Julle sal wag vir die oggend om te sien. Maar ek sal gou omdraai en wys wat ek kan die tyd van die aand. Okay, hier is die kar. Hier is so 'n dek dingetjie hier. Nou hierdie is water net hier. Hierdie is water wat hier gaan. Ek wonder as ek hier staan. Nee, daar kan jy sien is 'n bietjie water. Maar aan die oorkant is daar 'n huis, jy sien? So, ja, water hier af. Hier is die huisietjie. Stoepie. Pampoene. 'n pampoen, I guess. Braai hierso, gasbraai. Sal julle binne wys. Dit's 'n baie ou plekkie. Hy ryk soos 'n ou, ek weet nie om dit te verduidelik nie. Ou huisie. Kleinerige plekkie. Ja, dis hoekom ek nie weet om dit te sê. Ja, klein badkamertjie, alles. Dis al wat ons kort. Een aand môre moet ons weer roadtrip, so plan is basies net laat hier aankom en slaap. Daar's hy. Daar's hy. Môre. Nou kan julle sien hoe lyk dit hier. Right, lekker ontbytjie gemaak. Daar sê
Ek het vergeet om tomaties te braai, maar waarin gaan hulle sommer rou vreet eet. Ons het gou geshowers, ons is basies reg om te ry. Vinnige ontbytjie en dan gaan ons wegspring. Ek wys maar weer dieselfde view wat julle seker 'n paar sekondes terug gesien het anyway. Jy sien check daai soos 'n bootgarage. Al daai dele wat jy daar sien is soos boot-inrydele. Interessant. Okay, so ons is basies net agter die Airbnb plekkie waar ons was. Dis so parking hier by die beach. Hier is so 'n store winkeltjie ding. En ons wil basies gou hier kyk om te sien wat is hier oor die heuwel. Okay, so onthou nou net, hierdie is net 'n dam. Dit is nie die see nie. Dit maak glad nie sin nie. Want dit voel baie soos die see, verskriklik baie soos die see. Ja, ek moes net vir hier in die middel van nêrens stop om vir julle hierdie te wys. Littering $1,000 fine. R15,000 as jy papier op die vloer gooi. So it's obviously Halloween vibes. Die spampoene om te koop. You see this ugly box. So cute, pampoen. Check hierdie weer. The flip. Radioactive pampoene. Okay, ek wil net deel, ons maak bitter stadig progress. Want ons is nou so 5 minute van die huisie af en ons was al na die strand toe, ons was al garage toe hier agter. Dis 'n klein Ons farm. was na hierdie farm shop toe. Kyk hierdie mooi ou kar hier agter. Maar ons moes vandag burgers en burger patties koop vir aandete. So ons het dit nou gedoen want ons het hier by die farmers market plekkie dingetjie local patties en broodjies gekoop. So ons het ten minste iets van die lysie afgecheck, maar ons het nog glad nie beweeg nie. En dis al 10:00, na 10. So ja. Okay, ek sal nou die kamera omdraai, dan wys ons vir julle die karretjie wat Byron van praat. So die cute karretjie met die cute pampoentjies is net daar. Hoe oulik is dit nie net nie? Cute! Dis so 'n mooi landskap hierso, is klomp windturbines hierso. Huge, met klomp plase. Verskriklik baie cornfields eintlik. En dan net daar is dit net die water, basically agter Franshaw. So mooi. Nie die see nie, maar basically. So groot dat dit voel soos die see. En al die geboue hier is Dutch inspired, want meeste van hierdie is Dutch community, soos die Mennonite mense. So baie van die huise en goeders het soos 'n boustyl wat nogal lyk soos dit. Maar ja. Ons het net in hierdie klein dorpie gestop hier. En check hier se padbaan met 'n lighthouse. Check hierdie magic trick, okay? Is julle reg? Check. 1 2 3. Tada! Full size. Magic trick. Die padplekkie is net daar agter daarin.
So, dis hierdie lighthouse wat hulle daar gehad het. Okay, so hier kind of randomly die lighthouse is net hier agter. En hier's 'n hele submarine wat net hier staan. Mense kan toere doen deur hom. En ons wou, maar ons tyd gaan ons vang. Daar's eers 'n toer oor 'n uur van nou af. So ons gaan randomly hier in die dorpie net met wag vir 'n uur. En dan gaan ons anyway baie laat wees op ons roadtrip, want ons is nou nog steeds net soos 'n halfuur weg van die huis af. So ons gaan ongelukkig skiep, maar ons was nogal keen om dit te doen. Die ding is massive. So check, ons is by die random cliff plek wat Wyron gevind het. Check al die karre. Dis baie karre. Maar daar's nie eens 'n hekkie nie. Almal klim hier deur hierdie flippin gaatjie. So die plek is so famous en so bekend, maar daar's net hierdie useless do not enter plekkie. Ja, maar check hier wat staan daar. The shoreline of Lake Erie is actively eroding. Up to 10 meter from existing top of the bank can fail at any time. The average rate of erosion is 3.7 meters per year. It's not a matter of if the edge will fail, it's a matter of when. In order to provide safe, enjoyable experience, this area is closed. You are here. No access. Okay, so dit is nogal 'n view. Hierdie is super ver af. Die kamera obviously doen dit nie justice nie, maar baie ver af. So hierdie is baie hoog op. Check al hierdie goggas. Dis is super baie. Hulle is in 'n swerm hier bo, so hulle is nie regtig soos in 'n mens se gesig nie, maar jo. Okay, en dit begin ook reën. Kyk hier goggas. Kyk hoe flippin baie is daar. No, but look at the blue up there. Yeah, it was off and on all the way down, and then it looks like it was lighter down here. You don't see that. So how far up is that then? But I'm not sure how far that I think that's Cool. Check hier die brug daar op. Wow. Met sy Die ligte. Dis funny dat ons altyd dink aan die ligte. Ek weet nie wat is. Ek kan nie die boot ook al sien wat daar is nie. Maar ek neem aan daar is 'n boot in my kanaal daaronder. So ek kan nou weet nie. Jo. Om te sien. Kyk, ek gaan hom nou kap. Huge. Is jy reg, maar Ramp. Oh my goodness. jo. Wow. Dis so groot. O, daar kom die boot. Alles vir die een boot. Ek wil daar bo staan terwyl hy op gaan. Bobby brug. Kyk hoe baie karre is agter ons. Ish, Ish. ons is heel voor. Reën. Die een bootjie. Ja, gaat hy. Kyk hoe weird. 'n Cybertruck hier in die middel van die wêreld. Ons is in 'n baie klein dorpie. En ons loop hier by die strand se kant rond. Kies, ons is in daai gebou wat ek nou net afgeneem het. Die Tesla staan net hier iewers. Cheeky cute plekkie.
Ons het takeaways gekry hier. Dis ons allerhande goeders. Soos 'n takeaway plekkie op die beach. Okay, ons het daar parkeer. Ons is by 'n volgende dorpie, 2 ure se ry, so eintlik nogal bietjie moeg gery. Massiewe plat strand. Soos massive. Nogal cool. Nie baie mense hier nie. Rustig. So ek en Vai loop nou net hier en daar's hierdie lang houtdek. Wel iemand my terwyl ek. En toe besef ons dis eintlik cool want iemand met 'n rolstoel kan nou al die pad tot by die water kom. So dis nogal nice actually. Ons het nie daaraan gedink nie. Okay, so die kreers of die kreer het by ice creams gestop. Byron het gesê dis 'n baie belangrike plek om by te stop om goue roomys te kry op ons cheat naweek. Ja, minste een roomys. Ons is in Windsor, so oor kan die water is Amerika. Detroit is daai kant. Check hierdie groot brug. So 'n interessante ding van ons trip wat ons nie geweet het nie is daar's super baie windturbines in hierdie deel van Kanada. Check even daar ver. So ver as wat jy kan sien is net windturbines. En dis nou al ure lank se ry wat dit so is. Reg oor die jy weet suiderdeel van Ontario is net windturbines everywhere. Vanaf basies toe ons by Toronto weg is, het dit begin en dis nog steeds orals. Dis nogal interessant en cool om te sien. Okay, ek kan weer eens nie veel neem vanaand nie, want dit is klaar donker. Maar ons is hier. Hier is die plek. Die vuurmaakplek is daar. Jacuzzi is daar, huisie is daar. Kar is hier. Rivier is daar. Ek sal julle môre wys, maar check hoe staan die ou so goed net hier. My brein dink net steel. Check, daar's 'n hele welding masjien daar. That's crazy. Maar anyway, kom ek loop gou die kant toe. Wat sê jy? Het lyk vir my soos blou stoele reguit hier. Jesus, so is dit die ou se boot wat net hier staan. Hier's 'n hekkie. Wat ek aanneem ons kan maar net oopmaak. My foon laat val hier nie. Check hoe elke ou het sy eie bloody dekkie. Baie cool, ek sal môre weer afneem wanneer daar meer lig is. Dit werk nie nou baie goed nie. Maar ja, ons is veilig hier.
Daai's Amerika, by the way. Daai's alles Amerika. Kyk, ek het gou vir ons patties gebraai. Regte Amerikaner braai, maar anyway. Patties gebraai. Die jacuzzi is reg. Ek braai gou buns, toast buns. Kyk net hoe lekker lyk hier. Damn. Sal nou daar inklim. Net gou die buns klaar kry. Dit's bietjie koel buite. Ons altyd staan in warm klere en wag vir die goed laat ons kan in die jacuzzi spring. Jessie, kyk net uitgevat in haar Japon. Kyk ons kos, burgers is reg. Vuur is aan die gang. Want die oud gesê ons moet die vuur aansteek terwyl ons jacuzzi, so ek gaan nie strei nie. Jo. Nou moet ek net hier inspring. Okay, ons is klaar gejacuzzi. Dis basies net daarbo. Daai deur daar is die deur wat aan die ander kant links is die jacuzzi en regs is die braai. So net om julle 'n idee te gee. En dan 'n toer hier onder. Daar lê die vroutjie rustig op die bank. Dis 'n klein soos 'n basement apartment amper. Hier is 'n kombuisie. Ja, waarin sy is klein, maar is groter as ons woonstel. Hier is die ou 'n gymkamer. Dis nie 'n gym wat die ou gebruik nie. Hy het net sy goed hier gepak. Hulle verkoop die huis. So hy wou dat die kamer lyk soos 'n usable gym of ietsie. Maar anyway, hier is ons slaapkamer. Daar's 4 beddens hier, of 4 slaapplekke. En hier is nog een, hier. Die ou sê, as ons kwaad word vir mekaar, dan kan die een daar kom slaap. En badkamer. Daar's ons swemklere. En dis dit. Ons gaan nou koffietjie drink. En lui wees. En live, love. Live, laugh, love. Okay, nou dat dit dag is, kom ek wys julle maar net 'n bietjie hoe dit lyk hier. So ons het hier gebraai. Daar's die jacuzzi. Hier's die ou se agterjaardeeltjie. Kyk hoe mooi lyk dit hier agter. Pragtig. En ja, wat ek wou sê gisterand van die veiligheid of goed steel of whatever. Check hier. Hier staan sy fietsse en goed. En dis net hier is nie eens vasgemaak met kettings of enigiets nie. Soos roeiboards, canoe, wild machine. En hier is die hoofpad van die dorp wat hier voor verby gaan. Dis die hoofpad langs die water af. So dis regtig nogal crazy. Kan sien die ander mense se huisietjies. Hulle verkoop hierdie huis op die oomblik vir $1 miljoen. Net so klein prysie. Maar kyk hoe mooi is dit hier. Is pragtig hierdie huise hierdie kant. En daar is Amerika soos ek gisterand gesê het. Oor kan die water. Kyk, elke ou het sy eie dekkie hiervoor. Sjoe. Hulle besit hierdie waterkant ook, het hy vir my gesê.
Hallo. Hallo, ons is in Port Edward en ons het baie randomly net by 'n random plekkie hier gestop. Dit is so klein dorpie en ek weet nie regtig presies waarheen om te gaan nie. Maar ons is amper by die grens van Amerika. Hierdie, ek dink is die borderhekke aan die grens. So ja, ons het maar net randomly hier gestop en dan gaan ons weer verder ry. Net nie veel planne nie. Ons rek maar bene en ry weer verder. Ons is by Port Franks. Nie veel hier nie, baie klein dorpietjie. Lyk alweer soos 'n massiewe strand. En I guess dit is maybe 'n strand, maar dis nie 'n see nie. Daar is maar net 'n dam. Maar ja, obviously lyk dit soos die see. Ons het nog 'n lekker vars koffietjie wat nog in die fles my tong brand. Ons is in 'n klein dorpie genoem Bayfield. Baie cute dorpie. Baie soos Dullstroom Clarence vibes. Hier's winkeltjies en goed hier af en aan daai kant dieselfde, ons het 'n koffie gekry. Baie cute dorpie. Sover een van Wyron se favorites. En dan hier is so groot square soos 'n parkie. It's giving Gilmore Girls. Gilmore Girls vibes sê Wyron. Yep. Hy het in die middelparkie, baie soos Clarence wat so 'n groot middelparkie het. En ja, baie cute plekkie, regtig super cute. En hy's langs die, ek wil sê die see, maar dis nie die see nie, maar ons is teen die kus se kant. So ja, ons is nog steeds naby die water. Alright, ons is in, weet nie eers presies waar nie. Ek dink is Kincardine of Station Beach. Ons het 'n broodjie gebou hier met ons piknikgoed. Daar staan die karretjie. Ons is by soos 'n boot-yacht parking. Jy kan sien daar's 'n boot, hier's 'n paar bodens. Daar's 'n hele boot parking lot area. En die strand is net hier agter ons. Ons sal nou daarna toe loop. Eet net gou 'n broodjie klaar voordat ons weer op die pad val en verder ry. 'n broodjie holder. Kyk waar in se broodjie pakkie. Amper soos foelie, maar nie heeltemal nie. Kyk hoe groot stoele. Lyk soos black walnuts, maar ek weet nie of dit is. Dink nie hulle groei so in Dries. Check hierdie interessante hout aftak ding. So dis een ding. Ander ding is check hierdie kaart. Lyk my daar staproetes deur die dorpie. Ons is hier. Ons het die kar hier parkeer. Ons het net so 'n bietjie kant toe geloop. Hulle wys jou waar's badkamers. En dan hierdie is alles roetes wat jy kan loop en dan hier wys hulle of dit maklik of moeilik is. Dis nogal cool. Die strand is daai kant.
Byron is ook daai kant iewers. Kom ek loop soontoe. Hallo. Check wat so weird, cool effek maak die blare op die grondpad. Hulle is net soos plat gedruk. Maar dit lyk of die grondpad so versier is. Ons is by 'n plek genoem Greg's Caves. Random ou, ek het 'n ou op die internet ontmoet met games speel en hy bly naby hier by die dink die ander plek waar ons was so 'n paar ure terug. Anyway, hy het gesê ons moet na hierdie caves toe kom. So ons is nou by 'n baie random plek hier. En ons moet stap na een of ander caves toe. So ja. Okay, so check hier loop ons nog in die woud. Maar daar wil ek sê is die see, maar dis nie die see nie, dis die dam, soos elke keer. Maar dit is nogal cool om deur 'n woud na 'n wat lyk soos 'n see te kyk. Francois Channel sy inner caveman, Ooga Booga, nee. So hy is daar deep in the cave. Dis nogal mooi. Ek kan net jou broek sien. Hierso is waar ons is, by the way. Ons is in hierdie cave ding. Dis baie mooi. Hier is so baie verskillende soorte mos hierso. Daar kom die caveman uit. Ooga Booga. Maar ja, dit is baie mooi groen. Klomp varings ook. En dit lyk of jy 'n klomp is, nê? Nee? Klomp caves. Ja, dit lyk hier Ek dink nie ek wil in hulle inklim nie. Ja, jy sien, dit is nou nie my tipe ding nie. Koekoe! Yes, ek kyk vir jou. Joanna was my pa. Maak hy sulke goed. Ja. Ja. Gaan staan nou onder dat ons die mense perspektief kan gee. Gaan nou diep waar die beere slaap. Want dit is winter, die beere slaap nou.
Ja. Check, ek het al die poep gesien hier. Toe dog ek, waar is dit? Toe kyk ek op. En daar sit die stouters. Okay, so check, hier's 'n ander lookout point. Hier in die woud. In die woud area. Nou, of ek julle hier kan wys. Ons het van die onder af opgery vandag. So is op die oomblik hier. Craig's Caves. En ons kyk hierdie kant toe. En ons slaap vanaand iewers hier. Ek is seker presies waar nie, maar iewers daar. So die view wat hierdie kant toe kyk, is hierdie hier. Lyk regtig soos die see, al is dit nie die see nie. Soos by 'n plek genoem Lions Head. Because swem in die hond in die water. En dit is seker soos 0 grade Celsius water. Die vrou gooi vir my klip. En dan gaan haal hy die klip. Shiny. Oh, it's cute. Oh. Hier kom hy. Okay, ons is by Tobermory en hierdie is ons plekkie waar ons bly. Pragtige plekkie. Baie netjies, baie mooi. Hier is ons kamer. Check die mikrogolf hier buite. En daar's 'n ysmasjien as jy ys wil kry. Hier is ons kamer. Baie mooi kamer. Netjies, lekker warm. Die heater is nog die hele tyd aan hier binne. Hierdie kant het ons 'n klein yskassie, koffiemasjien, pakplek goedjies, badkamer. Niks fancy nie, maar ek sal maar anyway wys. Hallo. En ons gaan nou loop na die dorpie wat naby is om aandete te gaan soek. Byron sê die hot tub is hier. Is al mense in die hot tub. Okay, so ek gaan gou die hot tub vir julle wys. Oh, by the way, check hierdie sign hierso. Warning, active bear area hier deur die woud. Hier is die hot tub area. Lekker man. Lekker. Hier is die braai. Braai is bietjie 'n awkward weird spot. Maar anyway. En hier is nog huisiekies hier. Hier is baie verblyf hier. Kan seker so omloop. Hulle bietjie wys hoe dit lyk. Check daai sexy kar wat daar staan. Jo. Kom ek gaan neem hom af. Is nie elke dag wat mense in Suid-Afrika daai kar sien nie. Kyk, ek's nie noodwendig 'n kar ou nie, maar hierdie kan julle maar vir my verjaarsdag koop, hoor. Dit is nou 'n sexy ding hierdie. Check daai ding. Yes. Holy camoli. Dit is mooi. Jo.
Anyway, ons gaan nou hier in die straat afloop. Daar's 'n grocery winkel daar. O, Jesus, en hier's weer baie van daai goggas. Maar daar's 'n grocery winkel daar. Ons parkeer hier. Die huisietjie was net hier af. En ons gaan nou in hierdie straat afloop na die restaurant area toe. Ek loop nou nog steeds net hier. Was nou net hier, ek was nou net hier. Maar check daai ding daar. Lyk so creepy. Net om julle 'n feeling te gee van ons wat stap na die plek toe. Hierdie is Crime Stoppers. Check. Huh? Wat sê jy? Charging ports. Ja. Electrical vehicles. Okay, ons is nou hier by die waterfront deel. Straat uitfigure waar ons wil eet. So daai plek daarbo lyk soos een goeie opsie. En om die draai is daar so 'n tentkafee ding, maar dit is bietjie cool vir 'n tentkafee ding. Maar dit ruik lekker. Daar's all you can eat fish and chips. Jo, dit voel of dit my sal uitkap vanaand. En blykbaar hier iewers is nog een bar wat ons nou wil uitcheck. Of restaurant. Brewing company. Whatever, restaurant, bar, brewing company, pub, whatever, daarvoor, daar een met die liggies. Okay, so ons kies die plek. Gaan lekker wees. Okay, so, ons het die beste seat in die house. Hiervoor. Kyk. Ons kyk uit na alles. En dit het super toevallig gebeur. Basies, ons het in die queue gestaan hierso. En toe is dit 7:00 en die restaurant maak 10:00 toe. Toe sê ek vir Waai, kom ons gaan loop eers bietjie rond terwyl die son nog skyn en dan kom ons terug want dit is nog bietjie vroeg. Toe doen ons dit baie uselessly, want ons loop toe een blok daai kant toe en toe is ons kind of op die einde van die fun deel van die dorp. En toe loop ons terug en toe is ons soos okay, dit was 'n useless loopie. Maar toe ons hier aankom, toe die mense wat hier gesit het net geloop. So toe kry ons die perfect seat in die house. So ons gaan nou lekker En eet. net nadat ons kom sit het, toe kom daar soos baie mense in queue op. Ja. So ons het perfekte tyd hier aan. En iets wat ek vir julle wil wys is daar's super baie soos knopie looking spinne. Hulle lyk soos die knopie spinnekoppe. Kind of scary, maar ek sal gou die kamera omdraai en julle wys. Okay, so dis ons view. Perfect view. Daar is die dam en al die bote en alles daar. Maar check die spinnekoppe. So daar's een. Daar's nog een. Check hierdie ene hier. Waar? Wat die lag. It's super scary actually. Jag. Baie spinnekoppe. Jy moet nie hier kom sit as jy nie van spinnekoppe hou nie. Okay, aandete is in barbecue wings, vis en chippers om te deel. Ja. Okay, klaar geëet. Ons loop na huis toe. Ek probeer vir julle 'n paar dinge wys, maar dit is so donker. En is nou al so stil.
So hier kan jy ys koop. En hier's 'n Halloween kat hierbo. En 'n Halloween rot. So cute. Ek dink hierdie is die dive plek. Dive and snorkeling. Franco, as jy hierdie sien, Franco. Message my as jy dit sien. Check hierdie sign hier. Herinner ons net hoe warm dit is. Check. 15 grade Celsius. Waar jy nou loop in die donker strate. In die plek wat sê beere kan hier wees. Die beere. Hoopelik is daar nie vanaand biere. Okay, so ons het nou net ons kar hier parkeer. Want ons gaan nou op hierdie boot cruise. Want Wyron wou baie graag die Flower Pot Island gaan sien. Sy het gesê ons moet op hierdie cruise gaan. Dit is al lankal op my bucket list. Koffiekie in die hand soos altyd. En is klaar. Ons het burgertjies gebou en gepak in die tas en snacks En water. en water. Chicken mushroom. Wyron sê cheeky cute mushroom. En so met pink cat. Hulle kry sulke swart sludge wat so afloop. Ew. Dis cool. Alles cute. Die ou kan bietjie werk aan sy huis. En hier staan 'n kar, so iemand bly hier. My weet iemand net daar parkeer. Kom ons kyk na die volgende huisie. Ek sal vir julle 'n bietjie huisies afneem soos wat ons loop. Hulle lyk nie usually soos daai vorige een nie. Die een kan ook doen met bietjie werk. Ek dink dis die agterkant nie. Ek kan nog steeds doen met werk, al is dit die agterkant. Kyk hier is 'n braaiplek. En sy stoele. Net daar in die middel van nêrens. Pampoene. Hier kom ons Uber. Dit lyk so mooi. So geel. Jo, gaan koud wees daarbo. Hy lyk nie baie seker oor hierdie storie nie. leaving behind a harder rock called dolomite, which forms the flower pots. And as we begin to spin, if you look into the top right-hand corner of the larger flower pot, you will begin to see the side profile of a man's face. You can see the eyes, nose, and mouth. This is what we like to call the old man on Flower Pot Island. And looking down the shoreline towards our smaller flower pot and its adjacent cliffside, you will notice that the two look as though they fit together like a puzzle piece. It is believed that this was once the entrance to a cave, but again as erosion occurred, the roof of the cave Chico weird, ek sê nou vir Vai. Ek weet nie hoe ry die boot op hierdie vlak water nie. Dis hierdie massiewe boot en ek kan staan in hierdie water so vlak is dit.
Hierdie is hoekom hulle dit die Flower Pot Island noem. Ek sê verwarrend, dit lyk meer soos 'n flower vase as 'n flower pot. Maar anyway. Onthou, hierdie is net 'n dam. Dis nie 'n see nie. Check hierdie toilet. Hier is 'n sandscoopie, saagsels, en dis soos 'n long drop hier af. Dan gooi jy 'n scoopie saagsels bo op jou situasie. Okay, ons sit hier. Dit is by die lighthouse area. Ons het burgertjies en chocolaatjies en chippies en watertjies. Daar's die lighthouse deel. Yummy, yummy. Yummy, yummy underdoor. All over the Great Lakes in its prime, and is now the most visited shipwreck in all of Canada. It was built in Burlington in 1867, is 119 feet long, weighs 218 tons, and lies in about 6 to 18 feet of water. In summertime of 1885, it ran aground on a shoal just off a Cove Island. Sat there for a couple months until September of that year, when it was shown here in the big harbor for damage. Unfortunately, the damage was too extensive to be repaired, so they stripped it of anything valuable and No, I guess I Here you can see it very good. Just so cool. Hy gaan nou weer uitkom aan die kant. Daar. water that we have here that make it hard for bacteria to grow. It was built from white oak wood, which is super durable and ideal for shipbuilding. And the harbor plays its part by sheltering it from any harsh weather. Hout. Ja, Dis crazy. dis crazy. So by now you would have noticed the piece of metal sticking out of the water off the right-hand side of the boat towards the shore. This is the second shipwreck called the City of Grand Rapids. This is the one that's in a really shallow water that we can't go directly over top of, but the captain will do his best to get nice and close so you can see it over the edge. This vessel Dis seker lekker ou se braai. Okay, ons is op pad huis toe. Nou net van die bootjie af gekom. Ek sit en eet 'n Pringles
Ouertjie. Ons het 4 ure en 3 minute om huis toe te ry. So sê meneer GPS. Ja, van nou, volgens die GPS. En hy sê ons gaan 4:30 daar stop. So ons sal sien of hy by sy tyd hou, veral as ons nader in die stad kom, maar en dis lang naweek. So ons verwag nie die beeste nie, maar ons sal maar sien. Maar dit was 'n lekker naweek. Ek wil nie sê baie nie, maar ek weet nie of ek nog meer as dit gaan afneem nie, maar ons sal maar sien. Okay, bye for now. Okay, so ietsie wat julle ook nie by in Suid-Afrika doen nie. So om self jou petrol in te gooi. Och, hierdie een het nie 'n klippie nie. So ek moet raai hoe vol hy is. Oh no. Ek weet nie heeltemal om dit te doen nie. Ons is tuis. Hallo Minxie. Hallo Minxie. Hier is ons trolley met al ons dinge. Sê bye bye. Okay, ek sal sê ons eindig ons aand met hierdie ouetjie. Dis nog ons laaste cheat on sinds hierdie naweek tel as 'n cheat on. So ons het by die melt and dip chocolate roomhuisplek kom hierdie ouetjie bestel.